Soutsuur reageer met 'n oormaat sink. Verskillende reaksietoestande word getoon. Die massa sink wat in beide proefbuise gebruik word, is dieselfde. Hoe sal die aanvanklike reaksietempo en die finale volume van waterstofgas geproduseer in proefbuis Y met die in proefbuis X vergelyk? Die korrekte antwoord is B. Die massa sink in X en Y is presies dieselfde. Wat belangrik is, hulle sê vir ons die sink is in oormaat en dit beteken dat die soutsuur is die beperkende reaktans. Met ander woorde, die soutsuur gaan volledig opgebruik word. Nou kom ons fokus eerstens net op die reaksietempo. Poeier versus stikke. Teen die tyd weet jy al dat die aard van die verdeeldheid speel 'n rol as dit kom by reaksietempo. So, proefbuis X gaan 'n reaksie hê met 'n hoër reaksietempo as proefbuis Y, want poeier gaan vinniger reageer, daar's 'n groter oppervlakarea as sinkstukke, so die reaksie gaan vinniger verloop in X as in Y. Die tweede vraag wat ons moet antwoord is die hoeveelheid waterstofgas wat gaan vorm. Om dit te bepaal, moet ons kyk na die aantal soutsuurdeeltjies. So jy weet dat konsentrasie is aantal mol gedeel deur volume, so die aantal mol is konsentrasie maal met volume. Nou kom ons kyk na X. Die aantal soutsuur molekule wat daar gaan wees, is die konsentrasie, dis 0,1 maal met die volume. En dit is 100 kubieke sentimeter gedeel deur 1000. So dit gee vir ons 0,01 mol soutsuur in proefbuis X. Kom ons bereken dit vir proefbuis Y. Ons het die konsentrasie, selfde konsentrasie is 0,1 maal met die volume. Ons volume is wel dubbeld die van proefbuis X. Ons deel hom deur 1000 want ons werk met kubieke desimeter en dit gee dan vir ons 0,02 mol soutsuur in proefbuis Y. So, daar is dubbeld soveel soutsuur in Y as in X, so ons verwag dubbeld die mol hoeveelheid waterstofgas in Y as in X. Die korrekte antwoord is dus B. Stukke reageer stadiger as poeier, so Y het aanvanklik 'n laer reaksietempo. Maar omdat Y 'n groter volume het en soutsuur die beperkende reaktans is daar meer mol soutsuur in Y as in X en gevolglik gaan die volume waterstofgas wat vorm in Y groter wees as in die geval van X.